Welkom by Ekerk Boodskap, die podcast. Ons is 'n geloofsfamilie wat mense oor alle grense met die Bybel wil inspireer en toerus op 'n eie tydse manier. Jesus is die hartklop van Ekerk. Die Bybel is die middelpunt van alles wat ons is en doen. Mag vandag se boodskap jou verhouding met die Here verdiep. Geniet die boodskap. Vader wat in die hemel is, dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om by mekaar te kom, al is dit nie fisies nie, al is dit digitaal. Dankie dat ons deur die digitale wêreld by mekaar kan kom, maar meer as dit, Heer, dat ons weet, U is ook hier teenwoordig. U is nie 'n koue, ver God, en ons moet onsself eers uitsorteer voor U ons ontmoet nie. Nee, U is 'n goeie, liefdevolle, genadige God, wat U self openbaar aan ons. Dankie daarvoor. Here, ons verdien nie U goedheid nie, ons verdien nie U genade nie, maar tog is ons hier vandag en ons wil by voete kom sit en kom hoor wat U deur U woord, deur die Bybel op ons harte skryf. Laat ons dalk die week wat was of die week wat is of die bekommernisse, die seisoen waarin ons is, net vir 'n oomblik op sy sit om ons oë en aandag en ons harte en ons wil te vestig op U, sodat ons kan hoor wat U deur U woord vandag op ons harte wil skryf. Vra dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Vandag is 'n besondere dag. Nou, elke keer as ons met God se woord besig wees, is dit iets besonders. Maar dit is besonders hier by Ekerk, want ons het 'n nuwe projek wat ons bekendstel vandag. As jy dalk nog nie daarvan weet nie, ons noem dit die E-kind. Dis 'n projek wat ons baie oor opgewonde is en al 'n geruime tyd aan al werk. Nou, E-kind is vandag gelanseer, is vandag die eerste episode bekend gemaak. Nou, die E-kind projek is hoe ons, die eerste fase, ons het 10 bekende verhale vanuit die Ou Testament gevat, en ons het dit herskryf so ongeveer om te fokus op 5 tot 7 jarige ouderdom, en ons het dit herskryf vir so 8 minute, en ons het dit opgeneem as 'n podcast, as 'n audio verhaal. So ons wil graag hê dat die jong mense vandag en elke liewe enkele gelowige weer op vars nuwe maniere na God se woord of God in die verhale kan ontmoet. So elke 2 weke is daar 'n podcast link van een van die Bybelverhale wat ons vir julle oor vertel. Dan is daar ook 'n inkleerprent as die maatjies dalk wil saam inkleer, of ek is ook deesdae lief vir inkleer, so enige maatjie kan saam inkleer. En dan is daar ook 'n gedeelte wat ons nou die ouer komponent noem, maar wat eintlik maar 'n begeleidingskomponent is. As jy dalk 'n ouma en oupa is en jy wil dalk hierdie verhale met jou kleinkinders bespreek, as jy dalk 'n ouer is, dan kan jy hierdie gratis kry en dan kan jy hierdie verhaal saam met die kinders of die kleinkinders saamgesels. Nou, die doel hiermee is dat dit 100% binne die hartklop van Ekerk val. Ons wil by Ekerk Jesus sigbaar, voelbaar en verstaanbaar maak. En die manier hoe ons dit doen is deur God se woord, die Bybel te vat en te sê, wat sê die Bybel vir ons oor God? Nou, hoekom ons opgewonde is hieroor, is miskien in my eie lewe, as ons Bybelverhale lees of die generiese kinderbybels, dan wil die kinderbybels fokus en vir jou die karakter laat ontmoet. Maar ons het hierdie geherskryf en sê, maar ons wil ook hê die kinders moet God ontmoet in en deur hierdie verhale. Nou, dit is vir ons 'n wonderlike geleentheid, maar natuurlik, dit is vir enigiemand. So jy kan gerus gaan kyk by www.ekerk.org, jy kan inskryf, dan kan jy dit per e-pos kry, so elke 2 weke 'n Bybelverhaal wat jy kan luister op ons podcast links. Daar's 'n ouer komponent wat jy 'n bietjie kan saam deurlees, daar's 'n inkleerprent, en binne in die ouer komponent kan jy dit ook saam lees. So dit is natuurlik gefokus vir hierdie ouderdomsgroep, vir die ouers en dalk die oumas en oupas, maar verseker vir enigiemand by Ekerk. Is dit dalk nou die geleentheid om dalk op pad werk toe of op pad, as jy draf, waar ook al van die gym is, om dalk juis hierdie Bybelverhaal op vars nuwe maniere ook te luister. So dis vir enigiemand en is gratis, asseblief gaan kyk by www.ekerk.org. Nou dit is ons so belangrik, of vir my persoonlik, dat ek vandag ook die tema van ons preek wil laat oorvleuel met die E-kinder episode wat vandag vrygestel is. So vandag se episode gaan oor Noag se verhaal of Noag se ark.
En ek wil graag die preek vandag juis vir ons op die tafel sit, dat ons God deur hierdie verhaal kan ontdek wie en hoe God is, sodat ons as gelowiges, enige enkele gelowige, weer hierdie waarheid, hierdie beloftes kan kry van God is so goeie God. God onthou ons. God onthou die wêreld. So dit is dan ons tema vandag. God onthou ons. God onthou die wêreld. En ons teksgedeelte is Genesis 6 tot 8. Julle ken die verhaal, julle kan gerus jouself gaan lees. Ons sal natuurlik dan nie kan stil staan by die hele gedeelte nie, maar ek sal 'n paar verse vir ons uithaal. So kom ons begin. Hierdie bekende verhaal in die Bybel. Ons almal ken dit. Hier's 'n persoon, Noag, en hy's besig om 'n groot houtboot te bou. Dan daag die diere op 2-2. Nee, kameelperde, seekoeie, elke liewe enkele dier wat jy aan kan dink. Die verhaal eindig dan met reën, 'n seisoen van reën, dan is daar 'n duif, en dan kry ons hierdie reënboog as hierdie mooi teken. So ek het nou gesê Genesis 6 tot 8, maar 6 tot 9, vergewe my. Nou as ons dit lees, dan is dit dalk miskien een van die ernstiger verhale in die Bybel. En die rede hoekom dit so is, want die wêreld van Genesis 6, as ons dit lees, dan sien ons die wêreld het donker geword, het vol geweld geword. En binne in hierdie donker wêreld van oordeel, van verlies, dan sien ons God in die middel van hierdie verhaal. En dat God hierdie verbond met sy skepping sluit, en dan ons hierdie herinnering vir ons heeltyd gee om te sê, maar God het onthou. Ons lees Genesis 8 vers 1, God het vir Noag onthou, maar as ons later na die reënboog gaan kyk, en sê ons ook, maar God sal onthou. God is die een wat onthou. So as ons terug fokus op die verhaal van Noag self, dan is die Genesis 8 vers 1 vir my al vir die spulpunt, hierdie kernpunt van alles bou op tot dit, en dan begin alles af weer 'n bietjie afbeweeg van dit af. Dit is hierdie sleutelvers, God het vir Noag onthou. En dit is wat ons hele verstaan van hierdie verhaal ons aan moet herinner, dat ons dit moet onthou. God is die een wat onthou. So kom ons plaas die Noag verhaal binne in die groter verhaal van Genesis, want ek dink dit is ons baie belangrik. Nee, Genesis 1, hoe begin dit? God het geskep. Hy het die wêreld geskep en dit was goed. As jy dalk nog nie volg nie, ons het op Vrydag Bybelreis wat juis ons tema is, hoe om die goedheid van God te ontdek. En Stefan het reg in die begin, dink ek was die heel eerste Bybelreis, spesifiek stilgestaan by Genesis 1, wat vir ons hierdie waarheid wys, of herinner aan hierdie waarheid, dat God goed is. En omdat God goed is, skep God, en as God skep, is dit ook goed, want God is goed. So goedheid kom van God af, want God is goed. En dis hoe Genesis 1 begin. God skep waar daar donkerte was, skep hy lig. Waar daar chaos was, skep hy orde. En uiteindelik dan skep hy die mens in die beeld van God. Nou die mens word deel van hierdie wêreld waarin lewe kan en behoort te floreer. Nee, daar's ruimte vir vertroue, God vertrou hulle, daar's ook hierdie verhouding wat God wil hê, voorvra. Hierdie verhouding tussen God en die mens. Maar dit hou nie lank nie, ons ken die verhaal, Genesis 3, dan begin alles skeef groei, kan ons in mekaar sê. Adam en Eva vertrou God se goedheid nie meer nie. Hulle besluit, hulle wil self dit doen, hulle wil dit beter doen, hulle wil dit half soos God wees. En is reg aan die begin vir my die beste beskrywing teologies van wat sonde is. Genesis 3, as ons wegkruipertjie speel met God. Hulle weet hulle het verkeerd gedoen, het die verhouding verbreek, dit te doen wat God van hulle gevra het om nie te doen nie. Hulle het soos God probeer wees, kan ons ook sê, en Adam en Eva kruip weg vir God. Hulle kry skaam, kan ons ook vir mekaar sê. Hulle besef hulle is skaam. Maar God is die goeie God, wat altyd wen met wegkruipertjie. God soek vir Adam en Eva, en hy kry hulle. En so gaan hierdie verhouding voort. Maar dit gaan nie beter nie. Want na hierdie verhaal lees ons van Kain wat sy broer Abel vermoor,
En so gaan hierdie geslagte van boosheid, van donkerte, al hoe verder, en dit is asof hulle wil verder wegwentel, wegdraai van God af. En dan kom ons by Genesis 6. Dan beskryf die Bybel die wêreld in die volgende manier. Die aarde was verdorwe voor God. Die aarde was vol geweld. So Genesis vertel dat God sien hierdie wêreld vol gebrokenheid, vol geweld. En dan sien ons ook dat dit God bedroef, dit ontstel God. Nou dit is ons baie belangrik, juis wanneer ons as gelowiges na God kyk, en juis as ons na die verhaal kyk. Nee, dit God sien wat hierdie mense aan mekaar doen, die goeie wêreld, die goeie skepping, die mense wat hy goed geskaap het, maar dan sien hy wat hulle aan mekaar doen. Die onreg en die geweld, asof dit God koud laat. Hy het God se hart seer gemaak, omdat hy die wêreld wat hy geskep het, en die mense daarin lief het. So as ons nou na die verhaal kyk van Noag, dan is dit 'n verhaal ook van oordeel. Maar die oordeel, of God se oordeel in hierdie verhaal, moet verstaan word binne in hierdie wyeer prentjie. Hy aanvaar nie, God aanvaar nie geweld asof dit maar net deel is van die wêreld en dat niemand niks daaraan kan doen nie. Die verhaal sê dat God die kwaad ernstig opneem, omdat mense en die hele skepping vir God saak maak. En dit is juis binne in hierdie donker wêreld waartoe ons 'n tree gee binne in die verhaal van Noag. En so, Genesis 6 vers 8, ontmoet ons vir Noag. Nou as jy dit mooi gaan lees, die volgorde is bitter belangrik. Genesis 6 vers 8 sê, Noag het genade gevind in die oë van die Here. Eers daarna word hy beskryf Noag as 'n regverdige man, een wat met God gewandel het. Nou kom is die volgorde belangrik. Noag se verhaal begin by God se genade. Noag het genade gevind in die oë van die Here. Ja, en later word hy beskryf as iemand wat God vertrou en hy doen wat God van hom vra. Maar ons ontmoet hom en die eerste invalshoek wat ons hier ontmoet met Noag is dat Noag een is wat die genade van God ontvang. So die genadige God is die eerste merker wat ons moet raak sien binne in hierdie verhaal. Die goeie God is ook 'n genadige God. En Noag het dit ontvang. En ja, daarna, Noag het gewandel met God. Dis hierdie mooi beeld, en ek dink dis teologies vir ons so belangrik, en ons gaan later 'n bietjie eindig by Paulus ook. En ons as gelowiges vandag het nog steeds die voorreg om eintlik al op 'n dieper, meer volledige manier ook met God te wandel, as ons sien dat God sy gees vir ons gegee het. Maar hierdie Noag karakter leer ons van, of Noag in hierdie verhaal, sê dat hy gewandel het met God. Wat beteken, hy lewe in 'n verhouding met God. Hy leer om na God te luister, hy leer om na God te vertrou, selfs wanneer hy nie verstaan waartoe die pad lei nie. En dis wat hierdie hele verhaal is. As ons lees, dan bou hy hierdie ark, maar daar's nie enigsins water om hom nie. Maar Noag vertrou God. Hy wandel met God. Dit is binne in hierdie verhouding waarin Noag leef, dat hy God vertrou. Al kan hy nie die volgende tree gee nie. En dit is ons so mooi as ons na hierdie karakter, na Noag kyk. Noag vertrou God lank voordat hy kan sien hoe God se opdrag gaan uitwerk en gaan uitspeel. Die Genesis verhaal herhaal wat Noag gedoen het, wat God hom beveel het. Net binne in hierdie verhouding. Die verhaal maak Noag ook as hierdie held, omdat hy op tussen hierdie droë seisoen, tussen die warboel, tussen die wanvertroue van die omgewing, wat mense amper vir hom begin spot en sê, maar hy is besig om 'n ark te bou en is droog. Maar binne in dit staan Noag binne in hierdie verhouding, want hy wandel met God. Want hy het die genade van God ontvang. Nou hierdie wandel is vir my een van die mooiste woorde. So kom ons vat dat die verhaal is vir elke liewe enkele gelowige van ons relevant, want ons ontmoet God deur hierdie verhaal. Hoe lyk jou
woestyntydperk. Hoe lyk jou seisoen? Kan jy vandag erken, bely, glo, weet dit, dat jy God se genade ontvang. God het sy genade in oorvloed uitgegooi na ons toe. En ons moet kan sê, maar ons het dit ontvang. Miskien soek ons God se seëning, maar hierdie verhaal herinner ons daaraan dat jy het God se genade ontvang. Tweedens, kan ons soos Noag hierdie voorbeeld hê by Noag om te sê, maar wandel ons in en met God. So kom ek sê, as ons 'n bietjie vorentoe vat, ons as gelowiges het die voorreg, want Paulus gebruik reg deur die Efesiërs, Galasiërsbrief, gebruik hy dieselfde wandelbeelde, dis nou in Grieks wat hy sê, maar ons loop of wandel deur die Gees. So Noag vertrou die Here, hy wandel en loop saam met God, hy het hierdie vertrou, hierdie verhouding, maar ons is nuwe mense, vrygekoop deur wat Jesus Christus doen het aan die kruis, en meer as dit het God ook hierdie Gees uitgestort, sy Gees in ons lewens. Dis 'n teken dat ons sy eiendom is, dat hierdie verhouding daar is, maar ook so kan ons wandel in en deur die Gees. Dat God nie die ver God is wat ons moet gaan soek nie. God openbaar homself, hy ontmoet ons, waar ook al ons is, waar ook al jy is, ontmoet God jou. Het jy God se genade ontvang? Mag ons binne in die Gees wandel, binne in die verhouding met God wandel, om elke dag hy tree te gee, al weet ons nie hoe lyk die finale bestemming nie. Want dit is wat Noag vir ons help, om te sien dat ons die wêreld kan navigeer met hierdie vertroue verhouding met die lewende Here. En dit is hierdie Noag verhaal, dat hy die ark begin bou, maar dit is gebou vanuit die konsep, die wete, dat hy God se genade ontvang het. Maar dat hy hierdie vertroue het met God, al kan hy nie die uiteinde sien nie. En dit is vir ons moeilik. Nog verder, as ons die verhaal lees, dan kan ons dalk die verhaal soms net daar afeindig, en sê, dis nou die verhaal, ons soos Noag wees, met vertroue as ons nie kan sien nie. Maar dit is nog verder, want wat gebeur nou hierna? Dit begin toe reën. Die water styg en die ark word van die grond af opgelig. En as ons dan die verhaal vinnig lees, kan dit net wees, ook dit reën, dit beweeg gou na die reën toe, en dan sien jy die duif uit en dan kom die reënboog, dan is dit nog 'n teken van God se belofte. Maar Genesis laat ons besef, Noag is baie langer, of vir 'n langer tydperk binne in die ark. Dit het vir 40 dae lank gereën. Maar hoe lank moes hy nog gewag het sodat die water sak? So die wagtyd in die ark is nog langer. Noag en sy familie dryf dus vir maande lank op die water, voordat hulle uiteindelik weer stil staan of tot stilstand kom op droë grond en kan uitstap. En dit is vir my en jou as gelowiges so relevant vandag. Dit is moeilik om te wag, wanneer ons nie weet hoe lank ons nog gaan wag nie. Miskien kan jy resoneer met dit. Jy is in 'n seisoen dalk van die reëntydperk, miskien is jy in die woestyntydperk van Noag, maar ons is in 'n seisoen, in 'n lewe van wag. Nou ons ken dit baie goed in ons alledaagse lewe ook, as jy in 'n ry staan, en jy weet nie hoe lank jy gaan wag nie, is die wag langer. Is die wag meer frustrerend. En dit is dalk waar ons in ons geloofslewe ook soms is. Ons wag. Maar hoe lank nog, Here, moet ons wag? Deur seisoene waarin ons wonder of 'n moeilike fase ooit verby gaan. Gaan die reën ooit kom, wonder ons soms in ons geloofslewe. As dit reën, wonder ons ooit, gaan ons die reën ooit ophou, gaan ons ooit weer uitstap op droë grond. En dis hoekom hierdie Noag verhaal so naby aan ons elkeen is. Dit is binne in hierdie seisoene van wag, oomblikke van wag, wat jy vandag ook Genesis 8 vers 1 moet onthou. Net soos Noag, die reën kom en dit reën, en hy wag, en is maande lank. Dan hoor ons Genesis 8 vers 1, God het Noag onthou. God onthou jou.
So wanneer die Bybel dit sê, beteken nie God het vir 'n tyd vergeet van Noag nie, met respek. Nee. In die Bybel beteken onthou dat God se herinnering dikwels dat hy optree volgens hierdie verhouding, die genade, die trou en sy belofte. So nou begin God optree en dit is sigbaar, word sigbaar gemaak. God was nog steeds in die wagtyd daar, maar nou begin God optree. En dit is hoekom hierdie wagtyd verby raak ook. Die wag gaan altyd verby. Genesis 8 vers 1 vertel dat God nou begin handel, werk, om die waters te laat sak, om vir Noag 'n pad na 'n nuwe lewe oop te maak. So Noag se verhaal help kinders, ouers, oumas, oupas, gelowiges verstaan dat God mense deur lang wagtye, seisoene van wag dra en dat vertroue altyd groei. Dis wat verhouding staan. Verhouding groei met die tyd. Verhouding is 'n verhouding wat groei en hoe langer ons in hierdie verhouding kweek en werk en oefen, hoe makliker is dit sigbaar, kan ons dit beleef, ervaar, raak sien. Nou ek dink ook dit is hoekom die Noag verhaal so mooi eindig dat hulle nou hierdie duif kry. Of Noag stuur eerder 'n duif, jammer, nee, omdat hy nou op droë gronde kom, stuur die duif uit. Die wagtyd is nou hier verby, hulle het nou gestop. Is daar 'n plek dat die duif kan gaan sit en rus? Eerste keer kom hy terug, daar's nie 'n plek nie. Tweede keer kom die duif terug met 'n olyftakkie of 'n olyfblaar. Nou hierdie beeld, teken, is vir my en jou vandag so belangrik. Dit is 'n klein beeld, maar dit is 'n beeld wat so sterk hoop kommunikeer vir Noag en vir my en jou. Na maande waarin Noag net water gesien het, verskyn daar 'n enkele groen blaartjie. Iewers buite die ark is dit besig om te groei iets weer. Hoop kom dikwels op hierdie manier na ons toe. 'n Klein olyftakkie. Die moeilikheid is, miskien soek ons nie olyftakkie nie. Ons soek nie vir 'n olyftakkie of 'n teken van hoop soos dit nie. Ons soek hoop in ietsie groots, iets dramaties. God wat die finale prentjie vir ons gee. Ons vra dat God moet opdaag en as hy opdaag moet ons ook sê hoe hy moet opdaag. En as God nie so opdaag nie, dan sien ons dit nie raak nie. Maar hoeveel olyftakkies is daar dalk al in ons lewe? Wat ons herinner daaraan dat God by ons is. Dat God ons onthou, dat ons nog steeds leef in God se genade, dat ons dit ontvang daagliks. Maar ons sien dit nie raak nie, want ons soek hierdie groot, dramatiese tekens van hoop. Miskien vandag moet jy besef dat ons 'n nuwe oë moet kyk en dalk die olyftakkies moet begin soek in ons lewe. As hierdie herinnering, hierdie bewyse, herinnering eerder, dat God saam met jou is. Dat God by jou is. Dat God by jou is, maak nie saak in wat se seisoen jy is nie, maar dat God jou, ons, onthou. En dis asof hierdie dan 'n nuwe skepingsverhaal is. Nou na hierdie skepingsverhaal mag ons dalk baie keer dink, dis ons nou net skepping 2.0. Maar as ons in Genesis 8 sien, dat God weer die mense hart van jongs af na kyk, dan is daar al reeds weer verkeerde neigings. Die vloed het die landskap verander, maar die gebrokenheid in die menslike hart is steeds gebroken. En dan sien ons hoe God nie onttrek as hy sien dat die mense se hart nog steeds donker is, gebroken is nie. En dit is ook hoop. Hoop lê in God se besluit om getrou te bly aan sy wêreld, in sy wêreld. En dit is dan ook hoekom hierdie teken, die reënboog in Noag se verhaal so belangrik is. Genesis 9. God sê my reënboog plaas ek in die wolke. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Nou hierdie verbond is opvallend baie wyd, né? Dit sluit mense in as ook diere.
God verbind homself aan die aarde en aan die voortgang van die wêreld en die lewe. So die reënboog is die eerste plek in die Bybel waar God 'n teken gee wat hy aan die hele skepping verkondig, dat hy getrou bly en sal bly. Maar dis egter ook nie die laaste verbond nie. Net hierna, in Genesis, sien ons dat God hierdie verbond met Abraham ook sluit. Hy vorm Israel, sy volk, en dan beloof hy dit konstant en aanhoudend deur sy profete. En ook sodat daar 'n dag sal kom wanneer God sy wet op die harte van sy mense, sy volk, sal skryf. En wanneer Jesus die aand voor sy kruisiging die beker vat, dan sê hy, hierdie beker is die nuwe verbond wat in my bloed gegiet word. So in Jesus verbind God homself op die diepste moontlike manier aan hierdie gebroke wêreld. God bly nie op afstand nie. God kom trek in hierdie gebroke wêreld in en kom wys hoe hy ons onthou. Kom wys sy genade in volkleur. Dis hoekom Paulus later, soos ek gesê het in Efesiërsbrief, kan sê dat hierdie nuwe verbond wat God gesluit het deur wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het, maak dat ons nou verbondsgenote is, dat ons nou medereisigers is, dat ons nou familie is van God. So hierdie verbond is nou oopgesluit vir enigiemand, mense wat dalk ver was van God, maar ook wat nou naby kan kom aan God. Dis alles te doen met die bloed van Christus, wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. So in Christus word mense wat ver van mekaar en ver van God af geleef het, deel van hierdie nuwe menslikheid, hierdie nuwe familie van God. En wat is die teken van hierdie nuwe verbond? God het sy gees vir ons gegee. Dis 'n teken dat ons deel is van God se familie. Maar ook so, dit is die gees van hoe God teenwoordig is in ons lewe, of dit is hoe God teenwoordig is in ons lewe, deur sy gees. En dit is dan nou ons kan wandel in en deur die gees, soos wat Noag gewandel het met God. Kan ek en jy vandag ook met God wandel, in sy gees wat teenwoordig is in ons lewe. En is hierdie gees ook hierdie teken dat God hierdie verhouding, verbond met ons sluit, dat ons deel is van sy familie, dat hy ons onthou. Mag ons vandag besef, onthou nuut, God onthou jou. God het sy gees gegee, en God is besig om in jou lewe wortels te skiet van hoop, van vernuwing, van nuwe lewe. En die gees van God is besig om daai te doen. Mag ons elke dag kies om saam met God te wandel in en deur sy gees. Maak nie saak in watter seisoen ons is nie. Mag ons dalk die toelaat dat die gees van God vir ons nuwe oë gee om hierdie olyftakkies raak te sien van hoe God alreeds teenwoordig is in ons lewe en alreeds besig is om te werk in en aan ons lewe, in en aan hierdie gebroke wêreld. Want God is 'n God wat onthou. God is 'n God wat intrek saam met ons in hierdie donker wêreld. God onttrek hom nie. Mag ons met nuwe oë begin raak sien waar God is. Mag ons wandel saam met God. Mag ons hierdie olyftakkies raak sien van waar God besig is in ons lewens. Kom ek bid. Here, dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het om net weer eens te besef hoe goed U is. Hoe U 'n genadige God is. Dat ons soos Noag kan sê dat ons leef en ons ontvang U genade. Dankie daarvoor. Dankie dat U die God is wat uitreik na ons toe en U genade vir ons wys. Maar Here, dankie ook sodat ons 'n nuwe verhouding kan staan met U. Dankie dat U seun en ons verlosser deur Jesus Christus hierdie breuk kom afbreek tussen ons en U. Die verhouding kan kom herstel tussen ons en U. Maar meer dat U ook U gees kom gee in ons lewe, sodat U ook in ons lewe besig is om te werk en laat ons ook die geleentheid het om te kan wandel in U gees. Mag ons dan ook soos Noag op U vertrou, in U verhouding met U wandel, leef, sodat ons 'n lewe sal doen wat ons doen vanuit ons verhouding met U. En Here, soms soek ons U teenwoordigheid, soms soek ons U hoop.
En mag ons vandag met die nuwe oë kyk om dalk die olyftakkies raak te sien en nie slegs U te soek in die groot geleenthede nie, in die groot momente nie, maar in die alledaagse klein geleenthede waar U ook soms in en deur die lewe met ons fluister. Dankie daarvoor. Here, ons vra dit natuurlik nie omdat ons verdien nie, maar net U seën ons verlosser se naam, naam van die Here Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. Mag jy die boodskap elke dag saam met jou dra en weet dat die Here naby is en jou liefhet. Tot volgende keer. E-Kerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.